Welkom by die getuienis. Ek is Anthony, gemoedlik die kameraman. Daai om presies te wees. Maar vandag is bietjie anders. Ons gaan vandag so 'n bietjie praat oor iets waarmee ons almal sukkel, verslawings. In Romeine 6 vers 14 sê dit duidelik dat sondes nie ons moet beheer nie. So ek gaan 'n bietjie vir ons lees in Johannes 8 vers 34, die Passion Translation. Dit sê, I speak eternal truth. Jesus said, when you sin, you are not free. You have become a slave in bondage to your sin. So wat dit sê is, die Here sê vir ons, dat ons nie vasgevang in ons sondes moet wees nie. Want dit is regtig moeilik om daar uit te kom. So ons gaan nou met Jaron gesels oor hoe hy daar uitgekom het met sy verslawings. Jaron, baie welkom. Dankie Anthony. Wat is jou ervarings rondom porn en games? So ek was vir die eerste keer aan games en pornografie voorgestel toe ek 10 jaar oud was. Dit was by 'n vriend se huis en sy ma en sy ouers het hom baie los toegelaat. So hy het connection gehad aan die internet. Hy het 'n rekenaar gehad, so hy kon enigiets doen wat hy wou regtig op daai ouderdom, wat dit baie gevaarlik maak. So toe ek onthou het vir my foto's begin wys. Dit was net meisies met bikinis eerste en toe begin dit meer promiscuous raak, kan ek nou maar sê. En ek onthou toe gaan hy uit die huis uit en nadat ek daai foto's sien, toe het dit amper asof 'n knoppie in my brein afgaan. Dit was amper soos instink gewees. En ek wou dadelik meer hê. Sure. So ek was amper dadelik gehoek aan dit gewees. So toe hy uitgaan, het iets gesê oor ons kan nie regtig video's kyk hier van die wifi gaan opraak of wat ook al. En toe wag ek vir hom uit te gaan, toe gaan ek en toe kyk ek self vir video's en sulke tipe goed op. So Dit het my dadelik gevang. En die gaming het my ook gevang daarso. Hy, soos ek gesê het, 'n rekenaar gehad en internetkonneksie. So ek het begin games speel by hom en ek het regtig begin verslaaf word aan dit, want dit is 'n baie verslawende ding om in te val. So van toe af was ek vir 6 jaar verslaaf aan albei gewees. Vir daai 6 jaar het ek nie regtig agtergekom dat ek verslaaf was aan die gaming nie. Ek het in 'n huis groot geword waar beide my ouers Christen was, gelowig is, en hulle het ons groot gemaak met stories van die Here en die Bybel en wat sondes is, wat verkeerd is, wat reg is. So ek het 'n baie verstaan gehad daaroor. So gedurende die 6 jaar het ek altyd geweet dat dat pornografie 'n slegte ding is. Ek het geweet ek was verslaaf aan dit, ek het geweet ek moes dit doen nie. Ek het die hele tyd bely, maar belydenis is mos om terug te draai van jou sondes, om weg te draai van dit, nie om terug te draai en dan weer terug te draai na jou sondes soos 'n hond wat teruggaan na sy opgooi toe nie. Ja. So ek het dit elke keer gedoen nadat ek met die pornografie gesit het. En dit het tot op 'n punt gekom waar ek so 7 keer 'n dag partykeer dit gekyk het. Dit was baie 'n rowwe punt in my lewe gewees. Maar in elk geval, ek het nie geweet dat ek verslaaf was aan gaming, ek het nie besef die effek wat dit gehad het op my lewe nie. So dit was eers na die tyd. Maar ja, So hoe het jou lewenspatroon verander? Ja, so ek was nog op skool gewees daai tyd. In die normale staatskool, was 'n plaaskool gewees met die naam van Broerstrom. En ek dink ek was klaar 'n bietjie skie gewees om met ander meisies te praat, behalwe in my familie. Maar toe ek begin het met pornografie, toe was dit amper soos ek kon glad nie. Ek kon glad nie met meisies regtig praat nie. Ek kon nie regtig ook oogkontak met hulle maak nie. Ek kon basies nie met hulle interact soos normale mense nie, soos wat hulle is. En so dit het my baie afgedruk. En selfs na ek uit die skool uit was dit baie moeilik vir my om met meisies te praat. En ek onthou ook dat ek baie frustrasie gehad het. Ek het eers, veral met die gaming, ek het eers al later agtergekom na ek uit die tyd is, maar ek onthou ek
ek was baie frustreerd en kwaad gewees want my ouers het tydlimite vir my begin opstel. En as jy verslaaf is aan gaming dan soek jy net meer en meer, soos 'n uur en 2 ure gaan dit nie vir jou doen nie. Jy wil die res van jou tyd spandeer, jy wil niks anders doen nie. So, en ons het nie regtig rekenaars gehad of enigiets daai tyd nie, so ek onthou, ek het ook maar my vriende begin gebruik om by hulle rekenaars uit te kom, onder andere Andries, maar hy was net so verslaaf soos wat ek was. Ja, so ek was baie frustreerd, ek was baie kwaad as my ouers my gesê het, ek moet ophou met die gaming vir die dag, en ek het hulle baie gepraat, en in plaas van om vir hulle te luister het ek in elk geval aangaan met die gaming, jy weet, sonder dat hulle weet daarvan, so dit het my amper dit 'n rebellie in my gestig, wat nie baie goed was nie. So dit het ek eers agtergekom later. En ek het meer violent geword met my sissies en goed. Ek onthou op 'n jong ouderdom, ons is almal hardkoppige kinders gewees en ons het al baie fights gehad, maar toe ek aan die pornografie en die gaming in was, toe het ek baie vinniger kwaad geword vir alles. Ons het baie fisiese gevegte gehad met mekaar. En dit het my baie sleg geaffekteer. Ons was al klaar aan die geveg gewees voor dit, maar dit was 'n catalyst. Ja, net so. Dit het dit erger gemaak. So, as gevolg van die rebellie wat het gestig het en die konstante need vir gaming en pornografie, het ek baie meer ongeduldig geraak met wat my ouers my gevra het om te doen, om die huis skoon te maak, jy weet, net om my werk te doen in die huis. So, ja, daai rebellie het basies amper elke aspek van my lewe met my ouers geaffekteer. So, hulle het my nog steeds lief gehad, soos enige ouer. Hulle het my baie lief gehad, maar ek was op 'n baie lae punt gewees, so my verhouding met hulle was nie so goed nie as gevolg van myself. Ek wou nie 'n verhouding met hulle erg gehad het nie, as ek dit so kan stel. Ek was so geïnteresseerd in games en die pornografie dat dit my lewe geword het. Dit was dis al wat jy aan gedink het. Dis al wat ek aan gedink het. Ja. So sê my ook, toe jy nou met die girls gaan praat het, nee, wat het deur jou gedagtes gegaan en goed? Hoekom het jy gesukkel om met die girls te praat? Ek het hulle objectify, ek het hulle gesien as goed, nie mense nie. As stukke vleis, basies. Dis maar hoe dit jou brein affekteer as jy pornografie kyk. Dit laat jou heeltemal hulle afbreek. En hulle is fellow image bearers of God's image. So, ek het nie dit in ag geneem, ek het glad nie eers aan dit gedink nie. So, dit was my baie moeilik om met goed te praat en nie met mense nie. Ek dink dit is wat my meestal geaffekteer het met dit. Sharon, wat was jou turning point geweest? Hoe het jy vrygekom van die vloek? Ja, so ek het nou ons gesê hoe ek gesukkel het met beleiding, hoe ek die hele tyd teruggedraai het in elk geval. Ek onthou as ek gebid het na die tyd, dan het ek nog steeds in my kop geweet ek gaan dit weer doen in elk geval. So dit was 'n valse belydenis gewees, elke liewe keer. En ek onthou dit was gelede jaar 2023 Januarie. Toe het ek dit weer gedoen en toe was ek so frustreerd met myself gewees en ek was so kwaad. Dis ook 'n ding wat dit geaffekteer het, depressie. En elke keer na ek dit doen het, gedurende daai 6 jaar het ek in 'n depressie ingesak. En in 'n hopeloosheid vir my lewe. Ek het nie geweet wat ek wou doen nie. Ek het gedink ek het ashamed. Ek was ashamed vir myself gewees dat ek dit kon doen en dat ek aangehou het met dit. Maar ek dink dit was tussen die 15 en die 20ste van na Januarie. Het ek weer gebid na ek het gedoen het en ek was so gatvol met myself gewees. Ek was heeltemal ek was op 'n baie lae punt gewees. En toe begin ek bely aan dit en ek onthou ek het 'n belofte aan God gemaak dat ek dit nooit weer sou doen nie. Ek sou nooit weer na pornografie kyk nie. En ek dink
die Bybel sê mos moenie sweer op enigietsie, nie op die aarde nie op hemel nie op God se naam nie. Maar ek dink dit was meer 'n regte belydenis, 'n ware belydenis as ek terugdink daaraan. Want ek het regtig dit bedoel, ek gaan nie meer dit doen nie. En van toe af het ek heeltemal verander. En daai selfde paar minute wat ek het gedoen het, toe die Vader vir my gesê, jy gaan jou testament, jou getuienis bring vir jou gesin en die gesin van 'n familie, of die gesin van jou sussie se beste vriend, want op daai stadium was ons gesinne, het ons baie gekuier. So, op daai oomblik het ek geweet wat ek moet doen. Dit was 'n bietjie van, dit was moeilik om dit te ervaar, ek bedoel, erken, nou wel, nie erken nie, maar aanvat, en sê ja, ek gaan dit doen, want ek was skaam geweest, ek het nou net bely, ek het nou net sê, ek gaan dit weer doen nie, en so, het was baie nuut vir my geweest. En toe, snaaks genoeg, dit was nie die eerste keer wat ek my getuienis gedeel het nie. Voor dit het ons, ek dink 'n paar dae voor dit het ons op 'n kamp gaan met hierdie ander gesin. Hulle het ons gesponsor vir die kamp. Dit was 'n jeugkamp geweest. So ek het saam met my sussie gegaan en saam met my sussie se beste vriendin. En ons het groepsessies gehad op 'n sekere punt in die kamp. Tussen hulle het die manne en die vrouens opgedeel. So toe die manne begin praat oor die pornografie en oor hoe dit ons affekteer en oor last en sulke tipe goed. En toe was ek bevoorreg om my testimony of my getuienis te deel met hulle. So dit was die eerste keer wat ek dit gedeel het. En daar's mos 'n vers in die Bybel wat sê submit of bely jou sondes aan mekaar en jy sal genees word van dit. So ek dink my genesing het meer het begin dat dit klaar plaasgevind. Toe ek gesê het ek gaan dit nie weer doen nie, maar dit het net so opgebou soos ek my getuienis gedeel het met mense. So toe kon ek met die gesin en my gesin dit deel na die kamp. En snaaks genoeg, dit was nadat Tannie Beate haar getuienis gedeel het op die radio oor haar kanker. So ons het daartoe gekom om vir haar te luister oor haar getuienis oor haar kanker op die radio. So toe was dit net so 'n perfekte oomblik om my getuienis te deel na die tyd. En toe doen ek. En toe, snaaks genoeg, toe begin die oom praat van games. Ek het nie eens, en teen daai punt het ek nie regtig geweet ek was verslaaf aan dit nie. So, die oom het net begin praat oor games, en ek's dadelik, jy weet, defensive, hy het nie regtig met my gepraat nie, hy het te praat oor hoe sleg dit was vir mense. En hoe verslawend dit kan wees. En so, toe begin ek baie defensive word oor dit, en daai tyd het ek nie regtig enige goed gehad om op te speel, behalwe potato rekenaars gesluit en 'n foon nie. Maar nogtans het ek baie games gespeel. Meeste van my tyd is aan dit spandeer. So ek het baie defensive geraak met hom, en hy het net gepraat van hoe sleg dit kon wees en die verslawings, en toe staan my vooraan hierdie video's op YouTube van Little Light Studios. Dis 'n sekere channel op YouTube. En hulle het 'n controller series gehad oor hoe hulle van die begin van games af en dan moderne games, en hoe hulle baie navorsing gaan doen het in die root van games en sulke tipe goed. En ek het dit gekyk, al drie, dis 3 dokumentêre. Ek het dit gekyk en na dit was ek heeltemal soos, ek is klaar met dit. Ek gaan nie meer hierdie doen. So, ja, ek dink dit was die draaipunt vir my gewees op daai stadium. Ek onthou net ook daai games of die video's wat oor gegaan het. Hulle was 7-daagse Adventiste gewees. Wat ons 'n kult is van Christendom. So hulle is baie godsdienstig gewees. En daar was 'n baie godsdienstige gees wat oor my gekom het terwyl ek dit gekyk het. So ek onthou ek het vriende gehad in die dorp, en ek was nie baie, I was very harsh with them. Want hulle was ook in die games in gewees.
En ek dink ek het eendag toe sit ons hier buite op die gras en toe sê ek vir hom letterlik, as jy al die inligting weet wat ek vir jou gesê het en jy besluit nog steeds om games te doen, dan is jy idioot. En dis wat ek vir hom basies gesê het. So ja, daai tyd was ek nogal ek noem dit my fariseerperiode. Ja. Ek het nie gekyk na hoe erg ek vasgevang dit was nie, en ek het ook nie gekyk na die godsdienstige aspek van die video's wat ek gekyk het nie. Ek het nie gekyk dat games nie so sleg vir jou kan wees nie, maar dat jy dit nie 'n verslawing moet maak nie. Ja. So ek was baie godsdienstig gewees daai tyd, maar dit was daai was my draaipunt gewees en na my fariseerperiode het ek dink ek was baie convicted gewees. Ek kan nie meer onthou presies hoe nie. Maar ek het baie jammer gevoel en ek het bely aan die Vader hoe ek die mense hanteer het oor dit na die tyd. En toe begin ek onthou ek het by my jeuggroep ek het jammer gesê, ek wou jammer gesê het vir hoe ek my verhoudings oor die jare gehad het. En hoe ek judgmental oorgekom het met hulle. En toe gaan ek by daai jeuggroep uit, ek het afgesluit daar. En ek dink dit was ook my draaipunt gewees vir my fariseerperiode gewees. Alhoewel ek 'n rukkie na dit ook 'n bietjie gesukkel het met dit. Maar ja. So in hierdie tydperk het jy 'n ware talent gekry en hoe het die Here jou gebruik? In my tyd van verslawing het ek pornografie en secrets gedoen. Ek wou nie dat my ouers weet nie. Gehad dat my ouers weet of my sissies weet daarvan nie. Ek was al uitgevang 'n paar keer, maar hulle het nie heeltemal geweet daarvan totdat ek vir hulle gesê het daarvan nie. So ek het nie meeste van my tyd spandeer op pornografie nie. Dit was maar net wanneer ek tyd kon kry vir dit en opportunity gekry het vir dit. Maar ek het meeste van my tyd spandeer met gaming, so ek kon nie my talente en my skills groei wat die Vader vir my gegee het nie. So ek het begin dit doen na ek klaar was met die verslawings, van nou het ek meer tyd gehad vir so baie meer goed. So ek het begin met keyboard tik, soos my ma voorgestel het, en ek het vinnig begin raak met dit en het hobby vir my begin raak. En ek onthou die Vader het vir my skryftalent gegee. So ek het dit 'n bietjie geoefen op skool, maar meestal nie. En nadat ek uit die verslawings uit is, toe begin ek dit ook meer inoefen en ek kon quotes skryf. Ek het nou nog nie 'n boek begin nie. Ek kon al lankal dit begin het, maar ek het nie. Selfs met my musiektalente. Ek het meer tyd begin spandeer op dit na die tyd. Ek het in 'n huis groot geword waar my ma baie geïnteresseerd was in die klavier of die keyboard. En sy wou vir my leer oor keyboard en musiek, maar van kleins af het ek nie regtig die deurdrukkingsvermoë gehad of die belangstelling om dit deur te druk nie, om dit te begin nie. So ek het meer begin fokus op my musiektalente na die tyd. En hoe die Vader my gebruik het, ek het my getuienis al met klomp verskillende groepe en mense gedeel. Ek het weer op 'n ander jeugkamp kon ek met klomp jong manne dit deel en dit het 'n baie goeie impak op hulle gehad en dit was baie relevant to the discussion. So ek kon met getuienis daar deel en wanneer ook al die Vader my lei, dan sou ek dit gedeel het met mense. En ek het 'n WhatsApp groep wat ek gestig het van klomp verskillende mense wat ek weet, want ek het so baie interessante goed gekyk aanlyn en aan goed gedink wat ek vir mense kon stuur. So ek het gewoonlik op my status gesit of wat ek al, maar ek het net gevoel dalk roep die Here my om 'n groep te stig sodat ek jy weet die mense 'n bietjie kan lei en vir hulle goed kan stuur en 'n ander community kan bemoedig en skrif te stuur elke dag. En ek het dit begin doen en ek het 'n groepie van omtrent 20 mense bymekaar gekry en dis nie so goed soos wat ek dit wou gehad het nie. Nog nie. Ek wou meer gesprek gevoer het op die groep, maar ek het ook agtergekom dat
baie mense connect nie baie goed op WhatsApp nie. So dit was vir my 'n ding, as jy praat met mense op WhatsApp en hulle praat nie ordentlik met jou op WhatsApp nie, dan gaan hulle ook nie ordentlik met jou praat in regte lewe nie. Wat heeltemal verkeerd is. Van die mense praat goed op WhatsApp, van die mense praat goed in regte lewe. So maar ek deel nog steeds goed op die groep. Ek stuur gewoonlik video's. Baie van die, ek het 'n bietjie van my quotes en my skryf goed gestuur op dit wanneer ek goed gehad het om te skryf en ek het geskrifte gestuur elke dag. Vandag moet ek meer gedissiplineerd wees met wat ek stuur op my groep. Dit is nie meer so 'n groot ding vir my om dit te doen nie. Okay. Maar ek doen dit nogtans en ek is nog steeds besig om my groep te hardloop. Maar ja, dis hoe die Vader my gebruik het sover. Verslawings is die simptoom van 'n wortel wat nog nie uitsorteer is nie. As jy sukkel met verslawings of iets, so kontak die getuienis en dan sal iemand wees wat bereid is om jou te help. Jaron, wat is jou woord vir die mense wat dalk sukkel met verslawings? So, ek dink mens moet meer tyd spandeer met die Vader en jou verhouding bou met die Vader. Vir my dink ek persoonlik was dit my verhouding met die Vader wat nie op die regte plek was nie. Ek weet baie ander mense het verslawing aan pornografie as gevolg van baie erger redes, maar vir my dink ek dit was my verhouding met die Vader en my gebrek aan tyd wat ek spandeer het met hom. So ek dink ook mense moet bid oor die wortels. Mense moet mense kry wat jy vertrou en dan bid jy oor die wortels saam en dan vind jy uit wat dit is en jy deel met dit. Jy werk dit uit. So ek dink dis maar die beste advice wat ek kan gee vir nou. Maar ja. So Jaron, dankie dat jy so bereid was en braaf was om jou getuienis te deel vir almal. Is vir jou beker om net vir jou dankie te sê en om te laat onthou wat die Here vir jou gedoen het. Dankie vir die geleentheid, Anthony. Nee, is 'n groot plesier. En cheers, tot 'n volgende keer. Shalom. En sorry. Dus kon je deze makkelijk niet meer. En hierdie tyd. Shalom. Shalom. Yeah, it's just like this is like nothing. Ek gaan net kyk wat daai kan. Ja. In hierdie tydperk het jy jou ware kleur ontdek. En Ja. so in hierdie tydperk het jy jou ware. Ja, so ek het so ek sê dat ek meeste van my tyd Ja, dankie vir die geleentheid. So, cheers, tot 'n volgende keer. Ek het dalk 'n volgende keer, maar ja, sal sien wat gebeur. Cheers.